Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 6de Junie 2025. Mag dit vir julle 'n lekker naweek wees wat voor julle uitstrek. O Heilige Gees, baie dankie vir nog 'n dag. Baie dankie Here dat U elke dag saam met ons is en dankie dat ons saam met gelowiges van eeue af vir U kan kom sê dat U ons Vader is en dat ons vir U kom vra, laat U naam geheilig word in ons lewens. Laat U koninkryk asseblief kom in ons lewens en laat U wil geskied in ons lewens, soos in die hemel ook en so ook op die aarde. Here, ons kom gee onsself aan U as lewendige en heilige offers wat vir U aanneemlik is, sê Paulus in Romeine 12 vir ons. En dan sê hy verder, dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar dat God jou verander deur jou denke te vernuwe, sodat jy onderskei wat die wil van God is wat vir hom goed aanneemlik en volmaak is. Here, ons kom plaas onsself, o Heilige Gees, in U hande. Laat U naam geheilig word, U koninkryk kom en U wil geskied in ons lewens, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons hier by Spreuke 27 vers 5. En die spreekgedigter sê hier, 'n openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. 'n openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seermaak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Vriende, ja, as mense praat van 'n openlike bestraffing, vir my, altyd as ek so luister daarna, dan sou ek sê, mens moet altyd, verdaamlik is dit ook by jou vriende kom, as ons nou hierdie een kan sien, sommer in 5 en 6 saamvat, en gaan oor vriendskap. Vriende, met mens baie besop vir vriende, baie besop dat jy sommer jou die reg toe eien, om 'n pel van jou vir vriendin van jou, sommer in die openbaar te bestraf. So ek sê nou eintlik so 'n bietjie iets teen wat Spreuke hier, so sê ek dink nie 'n openlike bestraffing is altyd so effektief nie. Ek dink dit kan effektief wees alleenlik wanneer dit hoeveel male aangespreek is. Kom ons sê by die werkplek is daar hoeveel male is daar nou al gepraat oor jy moenie ekstra tyd by die werk afvat nie, want dit is net nie goed om dit te doen nie. Of jy vat jou lunchtyd vat jy te lank, of jy kom laat, en aan mekaar is dit nou mooi gesê, maar daar is so 2 mense wat dit die hele tyd doen, en jy het nou al 3-4 keer met hulle in liefde, in jou studeer of jou kantoor ingetrek, en dan wil jy luister nie, dan is 'n openlike bestraffing nie sleg nie. Sê Piet, Jan, Koos, ek het nou 'n paar keer met julle gepraat, kom ons lê net gou die reëls vas hierso. 8:00 begin die werk, 8:00 is julle hier. Julle lunchbreak is van 12:00 tot 1:15, dit is van 12:00 tot 1:15, dit is so. As dit weer gebeur, is daar moeilikheid. Dit is 'n openbare bestraffing. Ek dink 'n openbare bestraffing, liewe vriende, is wanneer ek en jy, sê byvoorbeeld as vriende, by mekaar is en daar's iets wat jou verskriklik pla, dan dink ek, vat jy hom vir 'n breakfast eers heen, en jy sê vir hom, man, daar's iets wat jy op jou hart het, iets sit nie lekker met jou nie, jy wil graag met hom daaroor kom praat. Nee. Ek dink in daai sin open, dan sê hy die op die vers 6, op 'n vriend wat jou seermaak kan jy reken. Nou weer eens, vriende, vriendskap is broos. Vriendskap is broos. So besop wanneer jy iemand seermaak. Nee? Ek sê nie jy moet nie met jou vriend of jou vriendin gaan praat nie, maar ek gebruik maar die woorde wat die spreekgedigter sê, op 'n vriend wat jou seermaak kan jy reken, iemand wat jou haat is oordadig met sy soene. So 'n vriend en 'n vriendin, liewe vriende, ek dink die taal sal ek 'n bietjie anders gebruik.
Ek dink jy moet juis mekaar nie seermaak as vriende nie. Ek dink jy moet juis met mekaar kan gesels en die verhouding moet van so 'n aard wees dat jy die openhartigheid kan hê met jou vriend of met jou vriendin kan gaan sê en sê jong, hierdie ding gaan miskien jou beeld skaad. Jong, ek is bekommerd. Ek hoor ek beleef dit dat jy verskriklik lelik met jou vrou praat. En ek weet ek is op heilige grond, maar ek wil dit vir jou kom sê. Miskien as ek out of place, sê dan vir my, maar ek kom sê dit vir jou, is jou vriend, ander mense gaan dit nie vir jou so kom sê nie. Ek dink op 'n mooi manier om met jou vriend en jou vriendin te gaan praat. Vriende, dan natuurlik aan die ander kant, wanneer jou vriend en vriendin wel met jou kom praat oor iets baie neteligs, iets sensitiefs, wat eintlik in jou eie belang is dat hy met jou praat of sy met jou praat daaroor, moet jy dit met die grootste omsigtigheid hanteer in die sin van onthou, vir daai pel van jou by die punte gekom het om jou te kom sien, het hy seker al 'n hele week, 2-3 weke gewroeg, sal hy dit vir jou kom sê of sal hy dit nie vir jou kom sê nie. Daarom moet jy, wanneer 'n vriend en 'n vriendin vir jou ietsie kom sê, moet jy dit met geweldige groot waardering hanteer. Want ander mense wat nie jou vriende is, sal dit heel moontlik glad nie vir jou sê nie. Hulle sal net agteraf vir jou lag of iets doen. So wanneer iemand vir jou iets kom sê en hy kom sê dit in liefde of sy kom sê dit in liefde vir jou, moenie daai persoon aanvat en aanval en moenie dit doen nie. Sê vir daai persoon, ek het die grootste waardering dat jy die moed het van oortuiging om met my te kom praat en ek het geweldige waardering vir wat jy vir my sê. Ek gaan definitief dit wat jy vir my nou sê, gaan ek ter harte neem en ek gaan dink daaroor en ek sal later weer 'n bietjie met jou hieroor 'n gesprek wil hê. Want dit klink vir my as ek na jou luister as 'n paar regstellings wat ek in my lewe moet doen. Dit is 'n volwasse mens wat so optree, né? En dit is wat baie keer in vriendskappe as 'n pel van jou vriendin vir jou vasvat oor 'n ding op 'n mooi manier, dan party mense het nie die kapasiteit om dit te hanteer nie. Hulle wil eintlik al ontslaa raak van daai vriend en vriendin. En dit is eintlik wat 'n goeie vriend en vriendin doen. Hulle kom praat met jou as daar iets verkeerd is. Daarom het jy die grootste waardering wanneer so 'n vriend of vriendin met jou kom praat. 'n Openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seermaak en jy reken. Iemand wat jou haat is oordadig met sy soene of met haar soene. Vriende, mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.